Ons sê goeiemôre vriende, familie. Ek glo vertrou met elkeen van julle gaan dit geseënd en ja, hoe geseënd is ons nie om weer iets uit Vader se woord te kan leer nie. Dit is eintlik so kosbaar dat 'n ou kan tyd hê, tyd afstaan, net om in die Here se teenwoordigheid te wees. Ek wonder hoeveel mense mis uit op dit. Dis dalk daai boodskapie wat net vir jou bedoel is en jy het dit gemis. Jy sien hy kom nie weer nie. Dis sy hart gaan soek vir hom. En Vader vra, het ek iets gemis? Maar ja, baie welkom aan elkeen van julle. En ek wonder hoe gaan dit met ons nuutgemaakheid. Ek dink as julle my volg, sal julle al agtergekom het dat ek die laaste paar Sondae gepraat het oor God wat alles nuut maak. Hy gooi jou nie weg nie, maak jou nuut. Laasweek het ek gepraat oor die skoene wat jy aantrek, maar as jy nog steeds dieselfde pad loop, is ons nou nie die skoene nie. Ons nog steeds jy. Want ons moet ons eie ek hier die pad uitvat, sodat die Here meer met ons kan praat. Nou vriende, wat maak ons wanneer die pad stil raak? Wonder ons dan nog steeds, is God nog met ons? Loop God nog saam met ons? Is hy nog by ons? Maar in dieselfde lig gesê, dieselfde asem gesê, kan ons eintlik sê, wanneer laas het jy by God gaan stil word? Wanneer laas het jy God se woord oopgemaak? Wanneer laas het jy hom aanbid? Wanneer laas het jy hom gesoek? Sien vriende, gewoonlik is daardie stilte kan dit ook wees dat die Here wag vir jou. Die Here wag vir jou om 'n bietjie op moeite te doen, bietjie na hom toe te kom, bietjie nader aan hom te kom, bietjie jou Bybel oopmaak, bietjie lees. En dan sal jy verbaas wees hoe God met jou praat, hoor. Regtig. Vriende, ek lees 'n aangrypende storie van 'n man wat ook elke dag werk toe gestap het. Ek dink aan daardie tyd kon jy nog werk toe geloop het. Alles was nog alright. Maar ja, dieselfde pad altyd gestap, deur hierdie parkie gestap. En hy het elke keer 'n paar ou skoene op hierdie bankie gesien. Mooi netjies langs mekaar gepak, maar jy kan sien hy skoene is gehavend, dis deurgeloop. En dit het so gegaan vir 'n week omtrent. Een oggend toe stap hy weer daar verby, toe sien hy maar skoene is weg en daar's net 'n briefie. Goeie, nuuskierig mos soos mens is. Gaan hy en hy maak van die brief en hy maak hom oop en sê, "O, genade." En al wat op daai briefie staan, hy het my gehelp. So vriende, nou kan jy vat, hy het my gehelp. Niemand weet wie's daai hy. As ons terugdink aan die Israeliete en toe hulle is in die woestyn rondgedwaal het. En hulle het mos of Moses het altyd vir Vader gevra, "Hoorie, wie moet ek sê is U?" Hy het nie gesê ek is nie. Soos dit dieselfde is daai hy. Hy het my gehelp. Sien vriende, soms is dit in die klein eenvoudige goedjies wat 'n ou iets raak lees, raak sien. Wat met jou gebeur? Dat jou oë laat oopgaan om te dink, "Joh, daar is wraggies iemand. Iemand wat jy nie kan sien, maar wat nader aan jou is as jou klere aan jou lyf." Sien vriende, daardie klein getuienis van daai man wat daai briefie daar neergesit het, hy het my gehelp. Ek glo die man het nuwe skoene gekry. Jy sien, daai 4 woordjies, hy het my gehelp. Dis gewoonlik hoe God werk wanneer hy jou lewe nuut maak. Sien, daar's nie altyd 'n harde en dramatiese gebeurtenis onder weerslaan, vuurspieg en alles. Gewoonlik is dit stil, kalm, vredevol. Jy voel gerus. Maar is dit nie hoe ons God werk nie?
is dit nie hoe ons Vader werk. Hy werk diep in jou siel, sagtens. Hy ruk 'n pluk jou nie rond, en gooi jou teen mure vas. As hy jou nuut maak, is dit altyd met liefde. Maar weer eens gesê, selfs soos daai man hy nuwe skoene gekry het, hy moes iets gedoen het om daai nuwe skoene te kry. Hy moes tog sy ou skoene uittrek. Hy moes sy ou skoene ergens gaan neersit het. Hy moes gaan kyk het of daar nuwe skoene is. En hy moes dit weer aantrek. Nie vir hom aangetrek, nie vir hom uitgetrek. Hy moes dit self doen. Dit is net soos wat ons moet doen. Ons moet 'n poging aanwend om nader na Vader toe te gaan. En hy sal tot ons nader. Ons moet ook iets doen. Kom ons bid saam. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here, ons wonderbaarlike God. Here, dankie vir u grootheid, vir u goedheid, vir u liefde, u genade. Here, dankie vir hierdie dag wat ons weer in u teenwoordigheid kan wees, Vader. Dankie dat u hier met ons spreek. Here, dankie dat u ons nooit verlaat nie. Dankie dat ons altyd by u kan wees, saam met u kan wees en alles kan doen saam met u. Dankie, Here, vir u leiding, u beskerming, u bewaring. Ek vra wees nou saam met ons elkeen hier. Here, laat die woorde op vrugbare grond val. En ja, Here, spreek met ons. Dat ons die wêreld nou daar buite los en sal fokus op wat u vir ons wil sê. Here, ek loof en ek prys en ek dank u daarvoor. In Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Vriende, ek lees vir ons Jesaja 43 vanaf vers 18. Dink, dit is nou wanneer God jou nuut maak. Dan ons as mense het ons nou 'n geneigtheid om altyd terug te val in die verlede. Altyd die ou koei in die sloot te gaan. Dit hulle sê, dit sal dan amazing wees, nee. As 'n ou twee dinge in jou lewe ophou doen. Die ou koei die sloot uit gaan haal en die bobbejaan agter die berg gaan soek. Wat 'n gelukkige lewe gaan jy dan hê. Maar jy weet mos hoe ons as mens, as die vyand met jou praat, dan praat hy met jou. Maar ek lees vir ons. Dink nie aan die vorige dinge nie en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Sien vriende, geen ag. Nie net 'n bietjie, geen. En dan sê die Here, kyk, ek gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitsprei. Sal julle dit nie merk nie. Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. God kan en God wil. As niks onmoontlik vir hom nie. Julle weet vriende, gewoonlik as 'n ou mos iets nuuts soek, dan moet jy mos nou iets los om iets nuuts te kry. En ek glo nuutmaking is ook dieselfde as dit gebeur dikwels wanneer jy moedeloos is. Dan weet jy net nie meer wat se kant toe nie. Jy weet nie inwaarts of derwaarts nie. Jy soek iets nuuts. Maar weer eens, jy kan nie iets nuuts loop soek as jy nog aan die verlede, aan die ou ding vasklou. Ek meen nou soos die man in die verhaal. Hy sou nie 'n nuwe paar skoene gekry het as hy net een skoen daar neergesit het. Hy moes albei daar neersit. So hy moes alles van die verlede gebring het. Hy kon nie net 'n bietjie gehou het nie. Hy moes alles gebring het sodat hy alles nuut kon oorgekry het. Ek dink as hy haar broek en skouse en skoene op neergesit het, dit het ook nie nuut gekry. So jy kan nie daai bagasie saamdra as jy wil hê God moet iets nuuts doen nie. Sien weer eens, ons as mens, ons moet eers iets doen. Ons moet ook gewillig wees om te wil luister na wat God vir ons wil sê. Sien, ons dink as mens dat as jy laat 'n nuwe begin kom wanneer jy nou sterk is. Jy voel nou baie, jy voel sharp, jy's sterk, jy's krag. Dit is goed om so te voel. Dit is goed om krag te hê. Maar jy sien,
In die Bybel kom nuwe beginne dikwels na uitputting. Ek gaan weer terug verwys na die Israeliete. Ek meen hulle moes 40 dae, 40 jaar moes hulle in die woestyn gewandel het voor hulle die beloofde land kon ingegaan het. Ek glo julle almal is bekend met daardie storie en dan wonder ons hoekom. Want hulle het ons God eintlik verlaat. Hulle het ons aangejaag. Hulle het ons vir hulle beeld gemaak, beeld geaanbid. Hulle het nie op God meer vertrou nie. Hulle het iets met die oog gesoek wat hulle kon aanbid. Iets wat hulle met hulle hande gemaak. Is dit nie soms wat ons as mense ook doen nie? Ons wil iets sien. Wat ons aan kan vashou. Wat vir ons kan betekenis hê. Ons wil voel, ons wil ruik, ons wil proe. Ons wil sien. Maar dit is nie hoe God werk nie. God werk ons juist daar. Maar niemand kan sien. Net God. Maar jy kan dit voel. Jy kan mos voel hoe die laste van jou afval. Jy kan mos voel jy beweeg verder. Jy kan mos voel jy gaan vorentoe. Jesaja 40 vanaf vers 29 sê vir ons: Hy gee die vermoeides krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen krag het. Die jonges word moeg en mat en die jong manne struikel selfs. Maar hier kom die maar in. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op vleuels soos arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Sien vriende, dit maak nie saak hoe sterk jy in die begin is nie, dit maak nie saak hoe vinnig jy wegspring. Soos ek laasweek gesê het, die lewe wat ons leef is nie soos 'n 100 meter sprint. Dis 'n komrits. Ons hardloop. Maar ons hou ons pas. Ons spring hier weg en verander alles ewe skielik en dan op 'n of ander dag is jy so moeg, jy weet nie wat kan doen. Jy het nie meer lus. Die lus is weg. Jy sien, soos hierdie groei vat tyd. Die vernuwing vat tyd. Hoe meer jy jou verdiep in God se woord, hoe meer jy hom verstaan, hoe meer jy van hom leer ken, hoe meer hy hom aan jou openbaar. Dis waar die liefde kom. Dit is hoe jy nader aan God kom. En dit is waar jy besef, soos Jesaja vir ons sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Sien vriende, as jy begin moeg word, dit beteken nie God het jou verlaat. Ek dink dit beteken jy het vergeet om te gaan herlaai. Jy het vergeet om in te plak by die prop wat jou die krag gee. Ek het die voorbeeld al gebruik van jou motor. As jy sien die petrologie kom nou al aan, gaan jy mos nou petrol ingooi sodat jy verder kan gaan. Jy hou die tank vol, anders gaan jou kar nie beweeg nie. Common sense, soos hulle sê. Net soos dit met ons en ons geloof. Ons siele moet gevoed word. Jy gaan begin paploop. Mense gaan by jou begin trek. Hulle wil hê. Maar waar gaan jy vorm? Jy het nodig om by God te gaan stil sit. Jou petrol laat te kry. En weet jy, hy gee goeie petrol. Mense kan eintlik sê God gee vir jou jet fuel. Jy kan brand, en as daar nog 'n bietjie fumes oorbly, dan brand jy nog steeds. Maar gaan maak weer vol. Sien gewoonlik wanneer ons moeg raak, dit is wanneer ons eie krag mos nou opraak. Want ons maak ons staat op ons eie. Ons wil wat ons kan. Ons is mos mens. Sterk. Yes. Almal raak moeg. Hoekom dink jy moet 'n ou gaan slaap? Ek dink as jy dit push kan jy seker so vir die 2 hours wakker bly, maar dan het jy slaap nodig. Jy raak moeg. God raak nooit moeg nie. Jy sien wanneer ons uitgeput is, en ons gaan na die bron toe. Dan is ons nou afhanklikheid. Jy sê die woord nie vir ons, hoe gelukkig is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. En dit is waar jou geloof mos nou weer intree. Dis mos nou waar jy gevoed word.
En hoe meer sterker jou geloof raak, moet ons regtig onthou dat die vyand kom met sterker aanvalle. Julle sien, maar God sal nog steeds ons die krag gee om dit te oorwin. Niks sal met ons gebeur as dit nie God se toestemming is nie. As God nie gesê het, yes, go for it nie, then it won't come. So, hy is getrou. Dit wat kom, sal hy krag gee, dat jy dat deur kan gaan. Maar as jy nou nie krag gehad het vir dit, jy het jouself uitgeput, hoe gaan jy daar deurkom? As jy nie weer gaan ingooi nie, as jy nie weer gaan volmaak nie. Waar gaan jy jou krag vandaan kry? Waar gaan jou hulp vandaan kom? Ons weet ons almal, ons hulp kom net van een plek af. En dit is van ons hemelse Vader. Sien vriende, wanneer God ons nuut maak, dan maak hy ons nuut sonder om ons ou storie weg te gooi. Ja, ek weet ek het in die begin gesê, ons moenie vashou aan die verlede nie. Ons moet dit laat gaan. Maar, nou kan julle vra, maar wat nou as my verlede getuienis kan wees? Wel, dan het jy dit gesnap. Want daai hardship wat jy moes deurgegaan het, daai mislukkings, daai geval en opstaan, geopstaan, die wegdwaal. Dit het 'n getuienis geword. Want dan kan jy mos nou getuig van hoe groot en getrou ons God is. God sal nie jou hele verlede net kanselleer nie. As hy weet, daar's 'n getuienis wat daarin is. Wat iemand ergens in hierdie wêreld, of dalk 'n paar persone, deur dieselfde ding gaan. Dat jy getuienis van jou, hulle kan bemoedig, hulle kan oplig, en hulle weer op die regte pad kry. Ons lees in Romeine 8 vers 28. En ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk. Vir hulle wat na sy voornemens geroep is. Sien vriende, jou foute definieer jou nie. Wat jy gedoen het in die verlede, dit is nie wie jy mos nou is nie. It's done, that's it. God herskep jou, hy gee jou 'n nuwe toekoms. Ja, los die lelik, al die detail van die verlede. Los dit. Maar getuig van God se krag wat jou deur daai gebring het. Deur dit als. En onthou, jou getuienis is jou nou alleen. Dat ander kan opbou om nader aan God te kom. En dan ook, as jy gedink, jou getuienis kan nie werk nie, dan vat jy nou waar jy is vandag. Hoekom is jy vandag nie? Hoekom luister jy vandag na die preek? Want jy is honger, jy is dors, jy soek, jy wil gevul word. En as jy nou weer gevul is, yes, ek het dit. Jo, ek kan getuig hieroor. En dan jubel en juig jy weer, jy het weer krag. En jy gaan vertel jou storie. Gaan vertel om nie stil bly nie. Sien, wanneer ons nuwe skoene aantrek, en weet ons wat daai skoene skuur geword. Dis hoekom ek ook gesê het, 'n ou wat kom met hardloop, gaan ons nie met 'n nuwe paar tekkies hardloop. Hy gaan met 'n paar tekkies hardloop wat ingehardloop is. Dis presies hoe die Christen geloof werk. Jy trek jou nuwe skoene aan, 'n nuwe baadjie. Maar wat gebeur? Jy kan nie net wegspring en begin preek en al daai goeters nie. Jy moet eers leer. Jy moet eers leer wie God is. Jy moet leer. So jy beweeg maar stadig. Jy het jou nuwe skoene aan. Jy kan maar daai nuwe skoene maar loop. Dan gaan dit ons nou lekker ingeloop word. Dan kan jy jou komrad vat. Dan kan jy gaan draf. Jy sien op Psalm 28 vers 8 sê vir ons: Ek wil julle onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Sê God gaan jou nie net nuut maak en herskep nie. Hy gaan jou leer. Hoe gaan jy leer? Deur om tyd saam met hom te spandeer. Deur om tyd saam gelowiges te spandeer. Sy Bybel sing, sy woord te lees, sy liefdesbrief van jou. Sien,
God se pad wat hy jou gevat, gaan nie altyd gemaklik wees. Gaan nie altyd rosy wees. Want ons het 'n vyand wat jou van daai pad wil afhou. En God gaan ons geloof toets. Hy gaan toets of jy waardig genoeg is. En wat gaan ons dan doen? Wie gaan ons dan help as jy alleen staan? As jy alleen probeer om dinge te doen? Wie gaan jou help? Dis hoekom God gesê 2 is beter as 1. As die een val, kan die ander hom optel. God sal jou op 'n pad plaas, ook nooit alleen. Hy sal altyd vir jou iemand gee om saam met jou te staan. Maar weer eens, daai eie ekkie moet sê ja. Jy sien, presies soos die Comrades. Jy kan nie ook nou net vir jou nuwe skoene gaan koop. Jy het nog nie 'n dag van jou lewe gehardloop of gedraf of geoefen. Hoe ver gaan jy draf voordat jy begin moeg raak? Moet jy nie eers gaan oefen nie? Moet jy nie ten minstens oefen seker vir 6 maande nie? Ek weet nie, hoe kom dit gaan. Maar ek weet jy gaan dit nie kan regkry as jy nie fiks is nie. Selfs met jou geloof. Selfs met jou gehoorsaamheid. Jy leer dit deur te oefen. Jy leer dit om te sê nee, dankie. Ja, dankie. Jy leer dit. Hoe leer jy dit? Jy vra God dat die Heilige Gees vir jou die dinge openbaar. En weet jy, God loop geduldig saam met jou. God loop jou spoed. Hy sal saam met jou stap. Jy net nie probeer weghardloop vir hom. Hy weet wanneer jy kan begin spring. Hy sal vir jou sê jy's dood. Verder, leer geduldig in sy seisoen. In die seisoen wat hy vir jou daar gesit het. En dan ons weet, maar sommige seisoene is dit nou nog gesê, elke pad is nie maklik nie. Sommige seisoene is lawaaierig as ander. Maar dit is daar waar ons moet taaf wees. Dis daar waar ons moet vas staan. Psalm 23 vers 4 sê vir ons, al gaan ek ook deur 'n dal van doodskade, ek sal geen onheil vrees. Dit is nou daar. Maar God met jou sal praat deur daardie geraas. Hoor mooi, hy praat met jou deur die geraas. Hy staan nie buite die geraas en skree op dit. So, dit beteken mos, hy gaan saam met jou na geraas. Hy gaan saam met jou in jou storm. Hy is met jou in jou storm. Hy praat met jou, hou aan. Ons moet net luister. En dis in daardie stilte dat ek glo wanneer jou hart gevorm word. Wanneer die Here begin om al daai onkruid en goed in jou hart te trek. En hy begin vernietig. Dan leer jy om te vertrou sonder om 'n bevestiging te kry. Jy weet mos as jy daai gut feeling wat hulle so van praat. As jy dit kry. Ja, ek voel jou siel is hier so baie besig. Gewoonlik as ek my stilte tyd hou, praat met Vader, asof ek so butterflies raak hierso. Dan weet ek, ja, dit is nie die regte plek om te wees. Jy voel hy gerusheid. Jy voel dit. Dan weet jy mos, al is jy in daai storm, jy kry nog daai butterflies vir jou Vader. Dan weet jy mos jy is op die regte plek. Ons Here sal ons nooit verlaat. Hy sal ons nooit in steek laat. Hoekom as hy ons op ons name geroep het, sal hy nou besluit, Chris, I'm done with you. Hoekom sou hy dan sy seun aarde toe gestuur het? As hy dit sou gesê het, Chris, I'm done with you. Dan is mos nie liefde nie. Vriende, ons lees in Lukas 29 vers 23, 9 vers 23. Om Jesus te volg, moet ons elke dag ons kruis optel en hom volg. Elke dag. So, sien, wat jy gister gedra het, wat jy gister geoorwin het, gaan dalk weer vandag op jou pad wees, of iets anders gaan op jou pad wees. Jy gaan elke dag wel beproef word. Jy gaan elke dag vervolg word. Jy gaan elke dag aangeval word. Maar hou goeie moed. Jesus het ons klaar die wêreld oorwin. Ons is in elk geval net bygangers, verbygangers in die wêreld. Ons kan nie stil. Jy sien,
Ons moet in gehoorsaamheid elke dag saam met God wandel. En ons moet net weet dat ons weet, hy is by ons. En sy genade is ons elke oggend nuut en vars. Sy genade is elke oggend nuut en vars. Soos die manna wat die Israeliete in die woestyn gekry het, elke oggend. Net so. Hy gaan nie vir jou nog genade gee vir môreoggend nie. Nee, dit weet net vir vandag. It's enough. God weet mos hoeveel jy nodig het. God weet mos wat jy nodig het. Ons het 'n amazing God wat ons aanbid. Ons Vader. Hy weet reeds alles wat ons nodig het, maar ons moet hom nog steeds vra. Hy hou daarvan om met ons te kommunikeer. Hy hou daarvan om met ons te praat. Hy hou daarvan om van ons te hoor. Hy's lief vir ons. Hy wil ons herstel. En hy wil so graag hê dat ons as mens elke belofte van hom in hierdie woord van hom, hierdie liefdesbrief van hom, elke woord, elke belofte sal glo. Dis al wat God vra. Glo wat ek vir jou sê. Maar wat maak ons as mens? Ons as mens, dis nou alweer hierdie dag. Hoe kan ek nie hier verbykom? Ag nee daai. Die vyand wat met jou praat. Hy het nog nie eers een stukkie papiertjie gehad wat hy 'n woord op kon geskryf het nie. Maar vir hom glo ons, vir hom luister ons. En ja, vir hom val ons. En God wat 'n boek van 66 het met al hierdie beloftes vir ons nie kop nie. Ons wil dit nie verstaan nie, ons wil dit nie ons eie maak. Ons wil dit nie glo nie, ons wil dit nie vertrou nie. Maar die woord sê ook, hierdie woord is ingedien deur God, heilig. Ons mag dit vertrou, ons kan dit vertrou. Hier is ons padkaart, hierdie is die pad om te lewe, hierdie is hoe jy groei. Dis jou padkaart vir die lewe. Nie vir die wêreld daar buite nie, hier. Sien, God gee nie net 'n nuwe lewe nie. Hy nooi ons op elke dag nuut te leef. Elke dag jou Bybel oop te maak, soos ons weet almal daai kinderkrans liedjie. Lees jou Bybel, bid elke dag, want dit gee jou krag. Dis ware woorde daai. As jy elke dag net 'n versie kan vat en 'n versie memoriseer en kan onthou, wanneer daai vyand kom, dan kan jy ook antwoord soos wat Jesus geantwoord het. Maar die woord sê, hy kan nie daarteen stry nie. Onthou die Bybel ken ook die Bybel. Jy weet ook wat daarin staan. So hy sal jou probeer verlei met wat daarin staan, soos wat hy vir Eva verlei. Ons weet dit almal, ons ken almal daai storie. Maar as ons moet so weet wat in die woord staan, dan weet ons mos hoorie so, maar jy praat ons nou nie die waarheid nie. Dis die waarheid. En dis wat God sê. En hy sal van jou wegvlug. Dit is wat die woord sê. Ons lees in Matteus 5 vers 16. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Vriende, luister mooi, hier is 'n baie belangrike vers. Alhoewel die hele Bybel is belangrik, maar 'n ou moet mooi lees wat hier staan. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien. Maar julle Vader in die hemel dank daarvoor. Nie vir jou nie, vir die goeie werk gedoen het nie. Jou lof, jy gaan mos jou pryse kry in die hemel. So, hulle moet nie jou prys en jou verheerlik en jou groot maak nie. Hulle moet God. Moenie daardie vir jou vat. Dit hoort nie aan jou. Dit hoort aan die Vader. Gee dit vir hom. Dat jy lig vir hom skyn. Dat jy lig vir mense skyn. Om ons saam een Here kan verheerlik vir dit wat hy gedoen het. Uit in ons eie krag, in ons eie vermoëns kan ons nie. Ons kan nie staande bly nie, ons sal nie staande bly.
ons sal val. Ons sal verderf toe gaan ook. Maar met hom aan ons kant, sal ons weermagte stormloop en ons sal die oorwinning behaal. Een van my gunsteling verse in die Bybel is Psalm 20 vers 8. Sommige roem op strydwaans en ander op perde, maar ons sal roem op die naam van ons Here. Hy het dit dan gemaak. Gaan jy nie eerder een wat dit gemaak het wil leer ken en groot maak nie, en hom volg nie, en hom glo nie, as dit wat hy gemaak het nie. Daar's moet al meer krag by hom. Sien vriende, hoe ons leef, hoe ons loop, hoe ons praat. Mense lees dit. Hulle lees dit en hulle luister vir dit nog voor jy praat. Mense sien jou verandering. Mense kyk na jou bewegings. En hulle kan ons nou sien, hoor jy, maar hierdie ou verander. Hy is meer joyful. Hy het 'n glans. Hy smile. Hy praat met die wat hy nooit eens meer gepraat het nie. Hy groet die wat hy nooit eens meer gegroet het nie. Hy staan stil by die wat hy nie eens tyd voor gehad het om te praat nie. Is dit nie hoe mense verander nie? Is dit nie wat God ons wil hê nie? Is dit nie dan wanneer jy leef soos God wil nie? Jy moet dan almal lief hê. Dit is net jy jouself lief of die wat jy lief het. Wat jy lief het. Dit almal lief. Dit tyd vir almal, gesels met almal. Sien, God het nou gesê, sal daai tempo van jou bepaal. Wanneer jy reg is vir die volgende stap, sal God sê gaan. Psalm 37 vers 7 sê, wees stil voor die Here en wag geduldig op hom. Hoekom sal hulle staan, wag geduldig op hom? En hoekom nie, as jy reg voel, gaan man? Want vriende, die vyand kan ook 'n gevoel in jou sit. Hy kan ook 'n gedagte in jou kop plaas. Hy kan ook vir jou leuen vertel, ja, gaan, en dan stamp jy jou kop. Ek dink ons is almal bekend mos met daardie disippels wat probeer om hy demone die een man uit te gekry het, wat hulle nooit gereg gekry het nie, en die demoon het hulle stukkend geslaan. En toe kom hulle by die Jesus, maar hoekom kon ons dit nie reg gekry het nie? Want hulle het nie geglo nie. Hulle geloof was nog te swak. Want hulle het nie geglo nie. Hoekom het hulle nog nie geglo nie? Hulle het gedink, yes, okay, Jesus het my gegee, laat ek gaan. Maar hulle het nie geglo hulle kan. Dit is waar die probleem lê. Jy moet eers jou geloof groot maak. En dan wanneer God 'n bietjie toets, moet jy daai toets weerstaan. En as jy dit oorgekom het, dan gaan dit meer word. En dan kan jy mos glo jy kan daai berg versit. Jy kan weer mag stormloop. Jy sal die oorwinning kry. Want God sê so. En jy het op hom gewag. Jy het besluit, ek klim nou my kar en ek gaan. Wag vir. Jy sien, God weet en hy ken ons kapasiteit. Hy weet wanneer ons genoeg het of wanneer ons nog 'n bietjie moet wag, waar ons moet aan werk, wat ons moet aan werk. God weet dit al. En hy sal saam met ons sit en wag. Hy sal. Ons lees in Micha 6 vers 8. Ons moet ootmoedig te wandel met jou God. Wees gerus. Want weet julle, God spesialiseer mos aan ons sondaars, ons mense met foute. Dit is sy gunsteling om te herstel. Hy hou daarvan om ons te herstel. Hy vat ons en hy maak ons nuut. Sien, God se doel is nie foutlose mense nie. Sy doel is mense wat saam met hom wil loop. Saam met hom. Vriende, nederigheid hou mense naby aan God. God gaan jou nie net ewe skielik seën met 'n vrag geld of mooi kar, mooi huis en daai goeders nie, want dan as jy ewe skielik net so kry, dan gaan jy mos vergeet van God. Ons mens doen dit.
Gaan sit, Jesus, kyk wat ek nou weer bereik. Lekker, lekker. Ek kan die kerk toe gaan, maar ek moet eers die kar gaan inry. Ek kan die kerk toe gaan, ek moet hierdie boot gaan uitdraai. Ek kan die kerk toe gaan, ek moet hierdie nuwe kolfstokke gaan uitdraai. Dan kan jy nie maak aan God se hartseer hoekom dit vir jou gegee nie. Dis alles instinktwerk. Dis kom ek moet sê, God is 'n gentleman. Hy sal jou nie aanjaag nie. Hy sal jou sorgvuldig herstel en laat groei. Soos 'n klein babietjie. Jy gaan hom mos nie nou daai dag 2 of 3 uit die hospitaal uithaal en vir hom 'n stuk styt gee nie. Jy moet melk. Jy moet melk kry. Maar jare sal jy spruit styt uitkom. Net so met ons. God vertroet ons. God loop saam met ons. Hy maak ons groot. En wanneer dit tyd is, sal ons gaan. Ek sluit vir ons af met 2 Korintiërs 4 vers 16. Daarom word ons nie moedeloos nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook. Tog word die innerlike dag vir dag vernuwe. Sien vriende, ons word almal oud. Ons kry hoogste mileage. Maar binne waar jy en God alleen weet waar aangaan, word jy elke dag vernuwe. Deur hom wat jy die krag het. Al die eer, al die heerlikheid kom hom toe. Nie ons nie. Met dit, vriende, moenie moed opgee nie. Hou aan loop. Hou aan saam met God loop en weet God loop saam met jou. Hou aan kies. Kies hom in die oggend, wanneer jy opstaan. Kies hom deur die dag, kies hom in die aand wanneer jy gaan slaap. Kies hom nie. Hy wag. Hy wag. Net so met dit, wag ons mos ook, ons as gelowiges. Wag ons ook. En die wag wat ons het, is ons wag ons vir Jesus op. Nou, ons glo in Jesus. Ons weet van Jesus. Ons weet nie, ons wandel saam met hom. Jesus het gesê hy kom weer. Hy gaan aarde toe kom. En toe het hy vir ons gesê, okay, ek gee julle die om aan my te kan dink. En hy sê vir ons in Johannes 6 vers 53, en Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waar ek spys en my bloed is waar ek drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het, soos julle vaders die manna geëet en gesterf het. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Ons weet mos, Jesus praat hier van die nagmaal. Vriende, om nou die volle seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat elkeen hom in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voor hy van die brood eet en uit die beker drink, sodat hy nie 'n oordeel oor homself bring. 1 Korintiërs 11 vers 27 sê vir ons, wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mense moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Ek gaan net so 'n half minuut gee. As daar iets is wat jy aan God moet uitklaar voordat ons die nagmaal gebruik, gee vir julle so 'n rukkie, net om jou saak met die Here reg te maak.
Die wyn, die brood wat ek nou neem, is 'n teken. So vriende, die brood wat ons breek is die gemeenskap van die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. En nadat hy gedank het hy gebreek en gesê: "Neem, eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis." Kom maak my vry van die sondelas, kom na my met skoonte. Die beker na die danksegging is die gemeenskap met die bloed van die Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaroor en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Net so ook die beker na die ete met die woorde: "Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis." Want so dikwels as julle hierdie brood eet en die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Kom ons sluit die oor. O allerheiligste almagtige koning van alle konings. Jahweh, Here ons God, Vader, baie dankie. Baie dankie vir hierdie woord wat U met ons kom spreek. Here, dankie dat U soveel geduld met ons het, soveel liefde vir ons. Here, help ons om dit net te begin aanvaar en te kan weet en te kan glo. Dankie Here dat U altyd so sag en liefdevol met ons werk. Help ons om dit regtig te gaan verkondig. Help ons dat ons ligte sal skyn vir U, o God, en dat al die eer U sal toekom. Vader, daar is geen ander God soos U. Dankie vir wat U seun vir ons kom doen het. En dankie dat U vir ons die Heilige Gees gestuur het, sodat ons dit altyd kan onthou en kan leer en ons die pad kan wys. Vader, ook so die briefie wat geskryf is, U weet tussen die skrywer en U wat hierop staan. Ons sê dit is nou afgehandel, Vader. Dankie dat U ook daarna geluister het. En dankie Here dat U ook so voorsien het. My God, ons loof en ons prys U in die grootste naam wat ek ken. Dis Yeshua Messia. Amen. Vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Shalom.